Lorika, so vandag se vraag dis my nogal interessant, want die woord is vir my interessant, die woordkeuse. Waarom vind mense krag in rituele? Nou, ritueel kan ons eers dit net gou net Ek is so verklaar. bly jy wil dit Ritueel klink, uitklaar dat ons ja, op dieselfde bladsy is. Ja. klink amper soos ons moet nou dierslag of ons moet nou so iets doen. Ek bedoel, is dit net 'n patroon wat ook al is? Lorika. Maar daai wat jy genoem het van 'n dierslag of 'n kerkdiens bywoon of 'n manier van doen wanneer ons iemand begrawe of wanneer daar 'n geboorte is. Ek weet baie gelowe het vreeslike mooi gebare rondom die geboorte van kinders of wanneer ons byvoorbeeld 'n prysuitdeling het by die skool vir jy weet kinders se prestasies. Al daai goed is rituele. So ons kan saamstem, ons is op dieselfde bladsy met dit. Okay, het ek iets gemis? Ek meen, ek dink daar's daar miljoene verskillende rituele wat ons het. So, rituele is verskriklik belangrik want dit is die bæreplek van angs in ons samelewing. Nou, hoekom dink jy sê ek dit? Die bæreplek van angs. Ja. Nee, So die bæreplek ek van sit ekskuus nou, ek wil dit nou sit en dink nou ja, want angs is natuurlik gedrewe uit as 'n chaos is, as jy nie weet wat die strukture is om jou nie. Ja, absoluut. So ons gebruik rituele om orde te skep in ons onderbewussyn, orde te skep saam met ander mense in die samelewing en orde te skep in die wêreld. As jy net vat met Kerstyd, kom die hele wêreld tot stilstand. Of jy nou gelowig is of nie. Daar's sekere lande waar dit glad nie tot stilstand kom nie, maar dit is die absolute minimum van mense in die wêreld wat nie stil staan om die Kerstyd nie. Of dit nou met Kersfees is of met ander geloofsgebare is uit verskeie gelowe, die wêreld staan stil saam rondom daai tyd. Ons staan stil saam rondom Nuwejaar. Verskeie nuwe jare dwars deur die jaar, afhangend van wat se kulture jy aanbehoort. Want wat dit doen, is dit maak bewus die kollektiewe onderbewussyn wat ons as mense deel. Ek het eendag die voorreg gehad om 'n ding by te woon by Ububele hier in Johannesburg, waar hulle in so 'n spiraal het ons almal in 'n stoel in ons stoele gesit met 'n psigoanalis in die middel. En toe sê die psigoanalis, daar was 'n intro gewees en toe sê die persoon skiet net met enige droom wat jy in die laaste week gehad het. So dis al klaar 'n tall order want baie min van ons onthou wat ons gedroom het. Maar soos wat ons deur die aand almal drome gedeel het, idees gedeel het, wat in ons onderbewussyn aangaan, was die ondertoon dat ons almal eintlik presies dieselfde angs beleef, presies dieselfde bekommernisse het, oor presies dieselfde goeters wonder, want ons leef onketenbaar van mekaar in die samelewing. Of ons nou daarvan hou of nie. Ongeag wat se geslag jy is, wat se geloof jy is, wat se ras jy is, ons almal het dieselfde bekommernisse. En rituele help ons om sin te maak van hierdie goeters. So dis interessant, toe ek eers die vraag lees, toe dog ek, ag, hier is eintlik 'n baie basiese vraag wat ons net kan antwoord. En hoe meer navorsing ek daaroor gedoen het, besef ek nee, hierdie is fundamenteel tot in ons binneste belangrik. So met ander woorde, die rituele eksternaliseer wat binne onhanteerbaar voel. Kom ons sê 'n lekker ding soos 'n Kersete of 'n prysuitdeling by die skool. Het jy regtig dit presteer totdat iemand anders nie vir jou 'n medaljetjie gegee het of 'n sertifikaat gegee het nie? Dan is dit bietjie daai argument van die gunshot in the woods. As niemand dit gehoor het nie, het dit ooit regtig gebeur. So byvoorbeeld 'n prysuitdeling, dit vorm ritme en simboliese betekenis in ons samelewing. Ja. Dit voel vir my dat die woord rituele dan baie meer te doen met buite ons, die eksterne, die samelewing. Maar mag 'n mens dit nader bring aan die woord struktuur? Of is struktuur nou weer iets anders? Nee, absoluut. Ritmes of rituele gee struktuur aan die samelewing. Want ek dink dit help ook dat mense kan verstaan,
kyk, ek dink nie om jouself te vergelyk met ander mense is gesond nie, maar om wel te verstaan dat jy op die regte pad is hulpvaardig. En rituele help met sulke goeders. Jy weet, as ek dink aan, jy's by 'n atletiek byeenkoms en daar het nou 'n 60 meter het dogtertjies onder 7 gehardloop, en dan weet ons, as jy beter wou presteer, dan kan jy harder werk in jou eie hoedanigheid om te weet of ek nader aan die eerste plek of die tweede plek of die derde plek kan kom. En dit gee struktuur aan so 'n belewenis. Dit gee vir jou waar jy in plek val. En ook wat ek hier sommer wil bysit, ek dink rituele gee ook grense in ons samelewing. Dis daai, ek dink scaffolding, die Afrikaanse woord vir dit is vreeslik ingewikkeld en ek gaan hom nie eers gebruik nie, maar scaffolding help jou ook om jou eie doele te bereik in die lewe. En rituele help ons om dit te verstaan. Jy weet ook, baie belangrik in ons samelewing is die doel van 'n oorgangstydperk met 'n ritueel. Met ander woorde, veral in 'n spirituele konteks, wanneer 'n kind gebore word hulle geseën en ingeseën in 'n kerk, byvoorbeeld in 'n doopritueel. Wanneer iemand doodgaan, hou ons vir hulle begrafnis. Dit skep 'n geleentheid vir mense om hulle binneste te orden rondom die verlies van hierdie persoon. En daar's spesifieke rituele vir 'n rede wat ons het. Byvoorbeeld, in sekere gelowe is die persoon se lijk by die begrafnis. Dis 'n vreeslike belangrike proses vir party mense om daai persoon se lijk te sien en te sien maar hulle is nie meer binne in hierdie liggaam nie. Rituele wat ons daai het. Rituele rondom die huwelik, om voor ander mense te bely dat ons onsself aan mekaar beloof. Daar's aanspreeklikheid daar. Daar's verantwoordelikheid daar. Jy kan nie nou net gaan doen wat jy wil daarna nie. Jy word aanspreeklik gehou. Charlie Kirk het dit so mooi gesê. Hy het gesê, hoekom dra 'n man dieselfde pak by sy huwelik soos wat hy ook dra by 'n begrafnis? Want daar's oorgang daar. Jy kan nie meer nou net soos 'n bachelor optree nie. Daar's verlies. Jou ou manier van doen gaan dood die dag wat jy trou. Daai pak wat jy dra is deel van die ritueel, waar jy 'n oorgang het van 'n ou manier van doen tot 'n nuwe manier van doen wat 'n huwelik suksesvol maak byvoorbeeld. En dis mooi gebare wat ons het, maar dit is swaar gebare, mooi maar swaar. En rituele gee vir ons die bergplek vir daai goed. Ja, want ek dink nou, daar's soveel mense wat wel rituele teenstaan. So daar's mense wat baie hardkoppig kan besluit, of ek kan sê kultuurens, nou nie sê hardkoppig uitop. Maar wat besluit, goed, ek gaan nie al die rituele wat die samelewing vir ons bied, gaan ek teenstaan. Sê dit iets of mis hulle meer uit op iets? Dit is 'n baie persoonlike vraag wat ek dink mense moet vra, maar wat gebeur met 'n ritueel is dit bedreig 'n identiteit, wat ook nie 'n slegte ding is nie. As jy nie saamstem met 'n ritueel in jou omgewing nie, dan skep dit konflik binne in jou. En deur daai konflik groei jy en jy ontwikkel. En wanneer jy byvoorbeeld nie saamstem met, kom ons gebruik die gebaar van om in 'n huwelik in te tree nie, dan help dit jou as individu om sekere fundamentele besluite van jou lewe te kan beantwoord en daarmee te worstel. En dis in daai worsteling wat jy groei, wat die mense om jou groei. En dis 'n goeie ding. Ek praat nie net om die huwelik te bevraagteken nie, wat op sigself 'n vreeslike mooi ritueel is. Maar daar's ander rituele in die samelewing wat ons definitief moet bevraagteken. Ek het byvoorbeeld vanoggend 'n video gekyk waar was die body shaming in die 90's regtig so sleg. En toe begin hulle wys hoe mense op Idols en op hierdie spesifieke programme blaatant vir vrouens sê jy's heeltemal te oorgewig of jy's te rond om daai klere te dra of wat ook al. Die samelewing was toe deur 'n groot worsteling waar ons vrae gevra het om te sê, mag ons so praat met vrouens? Want dit was 'n algemene gebaar. Of nie net eers met vrouens nie, ons het met mans ook so gepraat. As ek nou in 2026 terugdink, 26 jaar terug, dis skokkend.
Gelukkig het mense dit bevraagteken. Gelukkig het ons die identiteit wat daar bedreig was, aangepak, die worsteling deurgemaak en verbeter as 'n samelewing. So jy moet ook sekere rituele bevraagteken. Ja, so ek besef nou, dis natuurlik hoekom elke volgende generasie is dat hulle bevraagteken die rituele van die vorige generasies. Ja. So ons ken Gen Z millennial, yes, bevraagteken. Gen Z Ja. bevraagteken Byvoorbeeld alles. alkoholgebruik. Hulle vra, hoekom gebruik ons eers alkohol? Dis nie goed vir ons nie. Alkohol het ons nie teruglief nie. En hulle leer ons millennials en die baby boomers leer hulle weer so baie oor om te vra, maar wat neem ons in ons liggame in? Daar's 'n ritueel die oomblik wat jy Sondagmiddag sit, skink almal 'n glasie wyn of ons skink champagne, maar wat kom ons vra die vraag? En dis nie lekker vrae nie en dit veroorsaak konflik in die samelewing. So wat ek hoor is, Lorika, ek hoor goed dat rituele is belangrik in ons samelewings en in ons lewens. Of jy nou bewus is daarvan of nie. Maar om 'n bietjie ook net na hierdie gesprek bietjie te gaan kyk na wat is die rituele, as die kerk toe gaan, die verjaarsdag, die troues, die enigiets, wat ook al die rituele is, saam eet in die aand om tafel. Wat is die rituele in jou omgewing? Wat beteken dit vir jou? Waarvan hou jy nie? Hoekom hou jy nie daarvan nie? Waarvan hou jy? Hoekom hou jy daarvan? Net 'n bietjie bewustheid. Dit is alles deel van die vraag wie is ek? En hoe pas ek in my wêreld? En ek wil sê, vind ook betekenis in die rituele in jou lewe wat jy wel mee saamstem of net gedeeltelik mee saamstem. Hier sê dit was my so mooi as deel hiervan dat rituele bevestig samekoms en kontinuïteit oor generasies heen. As jy dink die manier hoe ons vandag met mekaar trou is ook die manier hoe mense duisende jare terug met mekaar getrou het. Daar's iets mooi daaraan om dit deur generasies saam te gebring het en betekenis te geskep het daarin, want dis wat dit is. Wat gebeur wanneer ons nie meer betekenis het in ons lewens nie? Jy voel heeltemal stak, dood binne. Ons moet betekenis hê. So rituele, die ritueel, maar ook die bevraagtekening van die ritueel is belangrik vir die kontinuïteit van generasies. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lesse@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fik, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek. Deel die gesprek, baie interessant. Mens weet nooit wie weet nodig om hierdie te luister nie. En soos altyd, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.